Goeiedag, baie welkom by ons daaglikse brood waar ons Yeshua vra om ons te leer net sy waarheid en vir daardie daaglikse brood wat Vader vir ons het, soos Yeshua ons leer bid het. Nou, ons is besig om te kyk oor die waarheid oor die Hebreëse woordjie Amen en hierdie is gedeelte 3. Reg oor die wêreld is Amen die mees bekendste Hebreëse woord wat baie mense gebruik. Amen kom voor van 'n wortelwoord aman en beteken om stewig geplant en op sy plek te wees. Ons sien dit byvoorbeeld in Jesaja 22 vers 23, wat spreek van 'n spyker wat op 'n veilige plek vasgemaak is. Daar staan in Jesaja 22 vers 23, en ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader. Hierdie prentjie van 'n pen vasgeslaan in 'n stewige plek, weerspieël presies die idee van aman, die roetwoord van amen. Iets wat stabiel, betroubaar en onbeweeglik is. Jy sien, wanneer ons amen sê, is dit nie 'n betekenlose rympie of 'n oppervlakkige geloofsuiting aan die einde van 'n gebed nie. Dit beteken, ek stem saam. Ek bevestig dit as waar en betroubaar. Ek anker myself in hierdie waarheid. Ek vertrou dit stewig soos 'n pen in 'n vaste plek. Maar daar is nog meer oor amen. Amen is 'n verklaring van geloof. Amen is 'n verklaring van vertroue. Dis 'n verklaring van sekuriteit in Abba Vader se woord. Die selfstandige naamwoord amen word in die woord gebruik deur persone wat 'n stelling maak. Met ander woorde, hulle sê ek stem formeel saam met wat gesê is. Maar daar is nog meer in amen. Daar is 'n teorie wat rondgaan wat impliseer die woord amen aan die einde van 'n gebed is iets wat ons nie behoort te doen nie. Daar word gesê die woord amen is eintlik die naam van die Egiptiese god. Met ander woorde, wanneer jy dus jou gebed afsluit, wanneer jy amen sê, rig jy daardie gebed eintlik aan 'n spesifieke Egiptiese god. Ons het ook gesien, daar is inderdaad 'n Egiptiese god met die naam wat soos die Hebreëse woord amen klink. Sy naam was Amun of Amon. Eintlik het hy bekend geword as Amon-Ra, wat eintlik die vermenging van twee gode is, as een, Amon en Ra. Maar die vraag is egter, as Egipte vandag sou aankondig, dat hulle 'n nuwe god het, met die naam Shabbat, of met die naam Shalom, moet ons Shabbat of Shalom uit die Hebreëse taal uitvee en mag ons dit dan nie meer gebruik nie? My punt is, dat die Torah in Hebreëus geskryf is, en Hebreëus is die eerste taal van die mens. Ek meen, die eerste mens, Adam, sy naam is 'n Hebreëse naam. Wat as Egipte met al hulle afgode 'n naam van 'n god vir elke Hebreëse woord wat bestaan het sou gee? Sou dit beteken dat ons nooit weer Hebreëus mag praat nie? Natuurlik nie. Nee, en so sien ons die Hebreëse woordjie amen word op baie plekke in die woord aangetref. Byvoorbeeld in Deuteronomium 27 vers 15 tot 26 word amen 12 keer gebruik. Hoekom 12 keer? In hierdie gedeelte gee Moses opdrag dat die Lewiete die strawwe of die vloeke van ongehoorsaamheid moet uitspreek. Hoekom moet die Lewiete dit uitspreek? En die hele volk moet dan daarop antwoord met amen. So elke keer wat 'n vloek uitgespreek word, sê die volk amen. Dit beteken, ons aanvaar dit as waar en ons aanvaar dit as biddend. Nou, daar is 12 amens en dit stem ooreen met die 12 stamme van Israel. Dis 'n simboliese manier om te sê elke stam, elke persoon, elke geslag beamoen hierdie woorde van Abba Vader. Elke amen is soos om te sê, as ons hierdie dinge doen, erken ons dat ons onder oordeel kon kom. Ons erken dat ons wegstap van Abba Vader af en dat daar vloeke gaan kom. En as ons dit nie doen nie, erken ons dat ons vloeke oor onsself bring as ons hom nie gehoorsaam nie. 'n Vloek in Hebreëus beteken selftoedienende pyn, wat jy loop weg van Abba Vader af. Abba Vader, die enigste karaktereienskap van hom wat 3 keer herhaal word en op 2 plekke in die Bybel, Jesaja 6 en in Openbaring is, hy's heilig.
Heilig, heilig, heilig. Het word 3 keer herhaal. Heilig beteken in Hebreëus kadosh, wat beteken afgesonder van sonde. So weens jou ongehoorsaamheid, loop jy weg van Abba Vader se voorsiening en sy beskerming, en dan is dit self, omdat jy wegloop, laat jy toe selftoedienende pyn, wat jy oor jouself bring, weens jou ongehoorsaamheid, wat sonde is, 1 Johannes 3 vers 4. Met ander woorde, elke keer wat die kinders van Israel, al 12 stamme, nie net die Jode nie, al 12 stamme sê amen in Deuteronomium 27, plaas dit die kinders van Israel onder persoonlike en kollektiewe verantwoordelikheid. Deur telkens amen te sê, word die kinders van Israel se hart en gewete betrek, en dis soos 'n geloofsbelydenis, wat hulle aktief laat deelneem, nie net passiewe hoorders nie. Die 12 herhalings van amen in Deuteronomium 27 beklemtoon verbond. Dit beklemtoon, so is dit, ek stem saam, laat dit so wees. Hulle amen is 'n simbool van eenheid, 12 stamme, eenheid. Dit beklemtoon verantwoordelikheid en erns, en dit skep aktiwiteit en bewuste deelname aan Abba Vader se woord. Dit het absoluut, die 12 amens het absoluut niks te doen met enige afgod nie. Dan is daar nog verskeie plekke waar amen voorkom in die woord. Onder andere 1 Kronieke 16 kom amen voor as 'n gemeentelike lof en bevestiging. Amen funksioneer hier as 'n klinkende bevestiging deur die gemeente. 'n Ja, dit is waar, en 'n uitdrukking van hulle geloof en lofprysing aan Abba Vader. Dit dra by tot die gesamentlike aanbiddings- en lofprysingservaring. In Nehemia 5 en Nehemia 8 funksioneer amen as 'n kragtige reaksie of respons van bevestiging. Dis 'n instemming en verbondsgesindheid. Dit is nie net 'n ja nie, maar 'n geestelike ja sê tot Abba Vader se wet en verbond. 'n Uitdrukking van geloof en gehoorsaamheid deur die hele gemeenskap. In Psalm 41, Psalm 72, Psalm 89, Psalm 106 funksioneer amen as 'n lofsluiting, waar die psalm afsluit met 'n kragtige bevestiging, 'n geestelike seël wat die lof van gebed beklink en instemming van die aanbidders aandui. In die Nuwe Testament of die hernieude verbond in Romeine en in die Korintiërsbriewe dien amen as 'n kragtige bevestiging van Abba Vader se werking, sy beloftes en die lof wat aan hom gebring word. Amen sluit boodskappe af met 'n geestelike seël wat geloof en instemming uitdruk en help om die fokus op Abba Vader se getrouheid en genade te versterk. Hoor gou-gou, wanneer jy amen sê, sê jy nie net laat dit so wees nie. Nee, jy verklaar, ek bevestig met my hele wese dat dit wat Abba Vader sê waar en lewend is. Maar hoor gou-gou, daar is nog meer. Hoor gou-gou wat staan in Openbaring 3 vers 14 tot 15. Daar staan, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicea. Dit sê die amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Het jy dit gehoor? Hier noem Yeshua homself in Openbaring 3 vers 14. Noem Yeshua homself die amen. Dit is uniek. Yeshua noem homself amen. Met ander woorde, as jy gebed afsluit en jy sê amen, noem jy Yeshua. Hoekom? Of wat beteken dit dat Yeshua die amen is? Ons weet die woordjie amen is oorspronklik Hebreëus en beteken waar. So is dit. Dis betroubaar. Laat dit so wees. Dis stewig en is vas. So in die konteks van Yeshua as die amen beteken dit, hy is die finale woord van Abba Vader. Amen, daarop. Soos amen iets beëindig en bevestig, so is Yeshua die volmaakte en die finale openbaring van Abba Vader. Paulus sê in 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Hier sê Paulus dat alle beloftes wat Abba Vader gemaak het in Yeshua is, dit bevestig, ja,
bekragtig en verseël. Amen. Die ja dui op die versekering of die bevestiging van die belofte. Die amen, waarvan Paulus praat, is 'n afsluiting van instemming en vervulling, 'n geestelike bevestiging dat Abba Vader sy woord en beloftes volledig nakom. Sy woorde kom nie leeg terug nie. Dit wys dat Abba Vader se beloftes nie net woorde bly nie, maar werklik vervul word in Yeshua. Met ander woorde, hier sê Paulus, amen word gebruik as 'n sterk bevestiging van die geloofwaardigheid en volheid van Abba Vader se beloftes in Yeshua. En dit roep ons as gelowiges, as volgers van Yeshua, as disippels op, om saam vir Abba Vader die lof te bring vir sy getrouheid. Dis 'n kragtige teken van vertroue en lof, want al die beloftes van Abba Vader is in hom ja en in hom amen. So in die konteks van Yeshua as die amen, beteken dit Yeshua is die finale woord van Abba Vader. Nommer 1. Yeshua is die finale woord van Abba Vader. Hy is die woord wat lewend geword het, Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 14. Dan sê dit ook, Yeshua is absoluut betroubaar en getrou. Want hy sê, staan vas, hy is die getroue getuie, jy kan hom glo sonder twyfel. Die derde rede van Yeshua wat die amen is, Yeshua bevestig en voltooi Abba Vader se plan. Net soos amen aan die einde van 'n gebed, alles bevestig wat gesê is, laat dit so wees, is Yeshua die bevestiging van Abba Vader se verbond, beloftes en liefde. So wat beteken dit vir my en jou dat Yeshua sê hy is die amen? Wanneer jy amen sê aan die einde van 'n gebed, sê jy letterlik, ek stem saam met Yeshua. Ek bevestig wat en wie hy is en wat hy sê, want hy is die waarheid, hy is die woord. Yeshua is die amen, die een wat jou geloof bevestig, jou redding vasmaak en die finale gesag dra. En dit is vir my meer genoeg rede om juis amen te sê as ek Abba Vader met hom praat. Dit maak my opgewonde om te sê amen. Hoor wat sê die psalmdigter in Psalm 106 vers 48, geloof sy Jotewaweh, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid, van ewigheid tot ewigheid, en laat die hele volk sê, amen, halleluja. So ons gaan dit in ewigheid sê. Dan ten laaste, ons weet die eerste keer waar amen in die woord voorkom, sommer 2 keer, is waar die vrou van oorspel beskuldig word, en sy moet verklaar, sy verstaan die gevolge van as sy skuldig is of nie. Voor wie moet sy dit verklaar? Net voor die priester, voor haar man en voor Abba Vader. Waar? In die tabernakel of tempel. Hier gee Abba Vader self die opdrag dat amen 2 keer gebruik moet word in die tempel, in die tabernakel. Sou Abba Vader regtig 'n heidense afgod se naam laat gebruik in sy heilige teenwoordigheid? En hoekom sal Yeshua dan sê, hy is die amen? Nee, Abba Vader sal dit nie doen nie, Yeshua is die amen. In hom is alles waar, en laat dit so wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord, dankie dat u ons leer. Vader, u sê in Spreuke 25 vers 2, dat u ons wil leer oor al die geheimenisse. Vader, ek bid dat die oogskille sal afval, en dat u ons net u waarheid sal leer. Yeshua, u is die waarheid, u is die amen. Vader, ons loof en ons prys u, ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam. Amen.